Sy praat my taal, Ariana Venus. Memories maak op Groot FM 90.5 is beslis wat ons vanaand gaan doen, want is altyd lekker wanneer jy 'n week 'n vibe kan maak, maar dis lekkerder as iemand saam met jou daai vibes kan maak. Saam met my om te praat oor nuwe musiek, ou musiek, wat hy aanvang en hoe die skoolvakansie om hanteer. Is dit die een en enigste, Loufie? Hoe gaat dit, mens? Lekker en self. Of sal ek eerder sê, John Luke? Yes. John Louf. Loufie. Ja, Loufie is good. Watter ene hoor jy as jou vrou met jou raas? Ek hoor by almal, my hele familie, Louf. Okay. That's just, ja. Ek was by 'n show nou die naweek, toe roep iemand my Jean. Hulle my full attention, toe weet ek, dis iemand van skool wat my definitely ken. Ag, dis maar Louf, lekker. everyone knows me as Louf. Ja, want it's been a long time coming vir daai nickname. Ja, maar ek introduce myself nog steeds as Jean soms. Okay. So jy het nog al twee identiteite in een. Yes. I love that. Thank you. Wie jy is op stage is wie jy is van die stage af. Yes, ek weet nie, hoe gaan dit wees wanneer ek soos 50 is eendag. Ons gaan moet I don't know if that name's gonna age well, maar ons sal kyk. Ag, jy weet nee, I mean, Mick Jagger is Mick Jagger en Mick Jagger is 80. Ja, maar daai is 'n swagger name. Jy praat nou van iemand wat se naam Loufie is op 50 jaar. Ja, ek dink die Afrikaanse en die Suid-Afrikaanse kultuur sal dit nog aanvaar hoor. Ons het Mendoza gehad and I mean, that was good. I got you. Dis die one name brands wat regtig goed doen. Yes sir. Okay, dit ontvang ek. Ek ontvang. Ek gaan jou in die kategorie sit van soos 'n Shakira. Thank you. 'n Mendoza. Ja, maar dis is op Mendoza. Jy praat nou van Louf. Dis okay, Louf. Hoorie, jy is hier so om te gesels oor nuwe musiek huis toe. Maar ek gaan nog seker maak dit 'n lang pad is voordat jy huis toe gaan vanaand. Okay. Ons gaan regtig 'n journey vat van die vibes. Let's do it. Ek love dit. So, wanneer dit kom by liefde vir musiek, obviously al van 'n baie jong ouderdom af by jou begin. Jy die tracks neergelê, jy bietjie pad duister geraak, maar jy het jouself weer teruggevind. Soos as jy nou moet kyk na, want ek het 'n post gesien van jou op Facebook waar jy soos Baba Louf opgesit het. Ja. Dis van as hierdie seentjie maar nou net geweet het wat vir hom wag. Ja, ek weet nie, dis elke keer as ek nou skryf, dan wil ek skryf oor goed wat ek nog nie adres het in my lewe nie. Ek weet nie, dis 'n weird, baie weird space wat ek my mental in vind. Elke keer as ek meer van hierdie ou pictures vind van my, dan dink ek, yes dude, imagine ek kon gou met hom gesit het en net vir hom gesê het, this is what we've achieved so far, you know? So dis hektiek, dis nogal. Dis diep. Jy gaan my diep vat vanaand. Ek gaan hoor hierso, ek het 'n sielkundige graad, so ons gaan hom wat maak werk. Let's do it. Ek moet my maal op 'n manier trots maak. Hulle het nie gedink ek gaan agter 'n radiomikrofoon sit met 'n graad nie. So I mean, some way I need to. I love it. So maar wanneer dit ook kom by jou, soos en ek love hoe jy praat van hoe jy skryf, want wanneer dit kom by die boodskappe wat jy oorgee, I mean like, jy is regtig die definisie partykeer vir my van ek gaan in die middel van die dansvloer staan en vibe, maar ook my oë uithuil, want jou lirieke kan diep wees, maar die beats daar. So, ek try, dis baie maklik vir ons almal om oor boude en geld en daai goed te skryf. Like, any beat with a simple topic to is cool. Dis easy, you know, that's what oor see gebeur, maar ek wil altyd en substance in my musiek hê. Van Witskoen af, as jy Witskoen se lyrics actually luister, of Plaastoe se lyrics luister, there's a story behind it. Ek wil hê dat die dudes wat op die dansvloer is, of Aaron's party, they actually somewhere they lock into their favorite song van die dansvloer af, en hulle luister hom nou op 'n sober mind, of op die langpad, of wherever, en hulle is like, yo, die dudes say actually iets. So I never want to leave subliminals. Ek vertel die storie straight hoe dit is, op 'n dansbeat, love it or hate it, you know, vind dit ergens, eendag gaan jy actually luister na dit en sê, okay, hierdie braat op plaas toe gesê hoe hy ophou drink het. Yes. Stiep. Ek love dit, want ek dink baie mense gaan deur hulle eie fases, en vir baie is daar net 'n club tune. Maar sodra jy ouer word en eintlik besef waar die lewe alles oor gaan, dan gaan jy besef, soos jy nou net gesê het, wag, hierdie gaan oor meer as net gou-gou 'n partytjie of 'n goeie tyd. Vir jou, wanneer dit kom by soos om so te skryf, het jy gevoel dat jy al soos die harde lesse geleer het, dit ge-archive het en dan op pen op papier gesit het, of soos wat jy in dit is, skryf jy daaroor? So ek voel altyd, ek sê altyd vir dudes,
wanneer dit op jou moeilikste is, wanneer lewe die toughste is, nê. Dis wanneer die breakthrough wag. En hulle dink ek's mal, maar dit is legit. Wanneer jy deur jou swaarste tyd gaan, that's when the breakthrough's pending. Dis was hierdie dude order 'n pie and chips en sy order kom gou, maar jy het georder 'n pie, chips, coke en 'n stukkie hoender. So jou preparation of jou wagtyd is langer. En dis dieselfde wanneer ek skryf, like ek kan nou studio toe gaan en al die dance beats wat daar is speel and nothing's coming to mind. Like nothing is there because I'm currently going through that phase of writing waar my mind en my hart en my siel en maybe die Here vir my sê, dude, skryf gou oor die goed wat jy heeltyd onder die mat vee, because there's other people that need the healing. You know, like as ek iemand anders kan genees, I might find my healing, you know. Yes, that's where I'm at now met my skryf. En is weird want in my hart wil ek hierdie dance tunes doen en I just want to ignore die harde goede. Goeie tye, alle tye. Yes. Maar wanneer ek in die studio sit, dan sê ek soos like, maar ek moet skryf, you know. So daar's nog 'n hele paar van hulle wat daar is. Daar's so ergens moet ek gou net een van die dance tunes wat pre-recorded is inslot, maar daar's soveel written material wat maybe nog dieper is as die huis toe tune, like wat nogal heavy topics gaan raak. I don't know if I'm ready for it. Dis hoekom ek vat dit soos dit kom, you know. Dis hoekom ek hier 'n body of work uitgesit het. Okay. Want die vraag gaan miskien intens wees. Jy's nog besig om self nog min of meer uit te figure wat alles vir jouself beteken. Ja. Nee, it's amazing en ek dink wanneer dit gaan kom by soos die Lofi 20 jaar album, grootste hits, nê? Hy gaan kom. Ek love it. I mean, ons moet dit terugbring, like van Tuka tot nou. I love it. Gaan dit regtig wees. Ons gaan in die kar sit en ons gaan sê, ons maak dit lekker vir die boude. Dan gaan ons huis toe gaan en dan gaan ons weer terug gaan en sê, ek speel like jy gaan vir ons die emotions of the oceans vat, want op 'n manier al is ons, en ek sê dit in quotation marks, groot mense. Ek weet nie of jy baie soos 'n groot mens voel baie keer nie, ek doen nie. Not really. Sometimes dink ek, man, dan gaan ons hierdie kinderagtigheid los. Nee. Sodra hulle my vra, het jy al tax betaal? Sê ek, wat's dit? Yes. Ek het, by the way, taxman luister, ek het jou betaal. Ek's trots. We on a level. Well done. Maar dit was Jy's beter as Shakira. Thank you. Dankie, ek vat dit. Daai vat ek so chat. Assai man. So jy's 'n stappie groter mens as ek op hierdie oomblik. Ek weet nie of jy dit op radio. Nee, ek weet nie of ek hulle moet betaal nie. Dis Tannie Katrien se besigheid daai. Dis my boekhouer. Okay. Tannie Katrien, asseblief, save the day. Ja. Hier word baie goede gesê. She might be incriminating herself. I don't know what's happening here. Hoorie so ken, het jy dalk 'n prokureursgraad, 'n regte graad? Bra, ek is glad involved hier nie. Ek het gekom as 'n muso vanaand. Sal jy my swan song sing? Bra, ek het whatever you want, ek sal skryf vir hierdie teks ding. Daar's hy. Dis 'n ander fase wat jy kan skryf oor. Maar vind jy dit so gepraat daarvan, skryf jy net uit jou eie perspektief uit of vind jy dit baie keer maklik om te sien waar iemand anders gaan en dink, ja, dis relatable vir soveel van die mense wat na my luister, let's talk about this as well. So, die funny ding is, dit is asof dit so bestuur word, die sirkel wat ek soms insit, the things I talk about allow ander mense om oop te maak. So, soms is dit 'n bietjie van albei, 'n bietjie van jou storie en 'n bietjie van my storie, want ons stories is so dieselfde, you know, so die net based on that, or to touch on that, huis toe se topic was, net die hoek was vir my, ek wou huis toe gaan het, you know, the verses was me, the hook was me, but the story, wat ek portray het, moes I kind of had to dumb it down a bit, vir die viewer, ek moes het net bietjie meer polite maak, because the actual story, wat ek moes op die screen gesit het, was bietjie erg, was bietjie hartseer, and I don't want people to feel like, like, I want people to heal, not to open that same wound, you know, dis hoekom ek net 2 beklei scenes op die music video gesit het, en 'n kind wat net staar, en hoop, dat het eendag ophou, you know, I just kind of had to give it 2% instead of 200%, because my hele objective is om my story te vat en te resonate met jou story, met sy story, and I want you to sit back and feel like, yes, it's helping me a little bit to heal, not dit distort my helemaal. Ja, ek sê heeltemal I don't want that. Van die pad af. So yes, om jou vraag te antwoord, ek vat 'n bietjie van my story en 'n bietjie van jou story, en ek try 'n
baie mooi storie uit dit. Ja, 'n middle ground vind. Yes. Okay. I hope that answers the Nee, dit doen 100% en wat ek ook daarvan af kry is ek voel elke gedeelte van soos wat jy sê die musiek wat jy nog gaan uitbring, gaan daai 20% wees. Laat die body of work jou 200% is. Yes. Laat jy die journey kan voel deur alles en dan na dit jou routheid gehad het, jou healing time en jou conclusion. Yes. Ek's Dis diep. dankie. Thank you. Dit is ek's nogals opgewonde om te hoor wat jy gaan uitbring en wanneer hierdie hele projek gaan klaar wees. Maar vat jou tyd. So daar was just as a sample. Yes. Daar was 'n chat gewees met Zoe onlangs. Julle weet wie Zoe. Maar ek het al ingehuldig as al heel eerste radio-onderhoud hier op Vibes. Absolute legend. Nee. So ek en sy het 'n bietjie gechat oor iets doen en dis kind of die rigting wat ek wil ingaan. I just want to make music, man. You know, I just want to make en daai's ook 'n diep storie, maar in 'n meer fun manier. Yes, ek kan nie so baie praat nie, maar moet ek net my foon inplak en net play. Okay, weet jy wat? Kom ons doen dit so. Ek het 'n baie beter ding om te doen. Jy sê jou liedjies vertel stories en dan jy het bietjie van plaas toe verduidelik, maar verduidelik gou vir my as enigiemand soos jy gehoor het nou gesê het, hulle hoor die beats agter plaas toe, maar hulle hoor nie eintlik die storie agter plaas toe nie. Wat was daai vir jou in jou lewe op daai oomblik? So plaas toe het ek geskryf in 45 minutes. Geskryf en record 45 minutes. Okay. Ek het my vrou sy was besig om op TikTok haar make-up te doen. And we had to go somewhere. So ek like, if I lock in here, ek moet record, maar sy klaar is met ons move. Yes. Sy wil niks nou hoor It's van. on the go. So ek sit die live daar en ek skryf hier en ja, ek dink toe was ek in 'n space toe ek net ophou drink. So September hierdie jaar as hier my uitspaar is dit 3 jaar van die laaste keer wat ek gedrink het. Amazing. En toe ek net ophou drink en toe ek like, yes. Ek het hierdie idee van kan iemand my net plaas toe Uber boek plaas toe. Just away from everything, man. En in daai hele song is dit letterlik ek wat net vir jou sê, iemand boek 'n Uber te daar by die hoenders. Daar by die iemand boek 'n Uber te daar by die hoenders. Yeah, somewhere there. I wasn't prepared for this, maar dis basically ek wat sê, dude, ek drink nie meer nie en hoekom kan ons nie net weggaan as mense en vriende in plaas van mekaar optel by die bar en dan môre kop sigaret en dan nie besef ons het beklei nie. So that was my 5 cent. Dit was my eyster moment, you know. So asseblief mense, moenie my woord vanaand vat nie. Gaan luister na plaas toe, gaan lees die lyrics. Ek gaan dit baie makliker vir jou maak. Yes. Is Lofi met plaas toe, saam met my die ateljee om te praat oor huis toe. Ons gaan oral heen toe, hoor. Got you. Ek sien dit, ons gaan. Is Lofi met plaas toe op Groot FM 90.5. En as jy hierdie liedjie likes is wat jy om hardop in jou kar speel, dan moet jy 'n Lofi show gaan kyk. Ek dink en dit gaan verskriklik klink. Ek's verskriklik jammer as ek hierdie sê, maar ek sê ook vir jou ek het geen sosiale lewe nie. Okay? So take that in mind. So die taxes jy betaal en nou social life. Ja, maar ek's hartseer. Het jy katte? Nee, ek het 4 honde. Love it. Okay. Dis jou saving grace. Ek gaan vir jou nou foto's van hulle wys. Yes. Want dit is mos wat 'n mens doen. Yes. Okay. Ek het laas jaar Sonneblomfees. Hoe was jy by Sonneblom? Natuurlik, ek was daar op die stage besig om social media's af te neem vir Groot FM. Okay. Ja. Sien maar ek's altyd die een in die hoekie. Ek sal nooit eintlik soos opgaan en sê, "Hey, hoe gaan dit met jou?" Ons gaan dit change nou as jy by 'n ander show is. Okay. Ek gaan jy net so vat vir plaas toe. Dis hy. En dan sê ek vir jou, easy mense, Ek party sal- mic. Okay, ek gaan hom vat, dan gaan ek hom net so teruggee vir jou, maar ek sal op die stage om jou staan. Ek beloof jou, jy gaan nêrens kan gaan nie. Okay. Ek sit daar gitaar so agter jou. Do your thing. Jy moet Ek love dit omsirkel. doen because ek was die teruggetrokke persoon. Ja. I was scared, you know, al wat my kon beskerm was my raps. Ja. Like dit was vir my so vuurwapen. Dit was like as ek my mond oopmaak dan sien ek die room turns en sê wat is die investie, you know. Like hierdie dansmusiek is iets wat ek gedoen het for the market. En hierdie sad musiek is iets wat ek doen vir my hart. Ja. Ek kom uit hip-hop uit. Like ek was soos like 15 of 16 toe sneak ons in 'n underground club in Club D&E en PE. Het jy nie geopen vir Nasty C somewhere nie? Ja, in Soweto. Jy sien. En ons was en this doesn't sound this is going to sound really maar ons was die enigste dude in die plek wat 'n standing ovation gekry het. Amazing. En ek het 2 songs letterlik gefreestyle. Ek het een van sy songs gesample en gefreestyle en die mense was like hulle soek nog. En toe
vat ek daai Wiggle beat van Jason Derulo Wiggle. and completely forgot that he also did a freestyle op it. Nice. En toe freestyle ek weer op it en toe begin hulle skree, "We want more." En toe sê ek like, "Yo, miskien moet ons 'n hip-hop album uitbring." En dis waar my hart nog altyd lê. Ja. My hart lê altyd met harde hip-hop. Like daar's 'n song in die archives van Main Questa wat ons net nog nooit release het nie. Dis bietjie onaanvaarbaar. Ja, dit lê net daar. Bring jou Taylor Swift era uit en bring 'n wat noem sy dit, die Vault tracks, Okay. né? The Vault tracks. The Vault tracks, It might sound horrible want dit is nie gemix of master nie, Lofi's version. but ons sal dit doen eendag. Ja. Nee. So laat ek deur alles gaan, julle. Ek het ewen so Mexican Brazil track wat ek onlangs gedoen het. Die wêreldbeker vir Suid-Afrika was letterlik in Mexico. Why'd you not release it? Kos dit het niks met hulle te doen nie. Dit is Dit maak nie saak nie, jy kry 'n goue draadjie somewhere en jy gaan met bra, hom. I promise you die hele band wil ek moet dit uitsit. Ek rap Spanish in die tweede verse en hulle soos like, Okay. kan jy dit net uitsit? En dan rap ek randomly Afrikaans agter en die hoek is net repet. Ek sal vir jou speel off air when we done. Lofi, John Luke. Yes, I got you. Lof. Hoorie, as if there's someone that procrastinates, is dit ek. Ek record same. en dan luister ek na dit dan sê ek like, they're not gonna like this. Close. En dan môre record ek en dan sit ek terug en sê ek like, huis toe is, hoe lank is huis toe nou uit? 2 weke, 3 weke. Ja. Maybe almost 'n maand. Maar huis toe is 3 maande oud. Okay. Of 4 maande oud. Dit het my lank gevat. My vrou het vir my gesê, "Vandag hierdie song uitsit, vandag hierdie song uitsit." Sê ek weet nie. Hy slaap. En toe stuur ek dit op Graaf, toe ek stuur Graaf vir terug. Toe sit ek weer met dit vir 'n rukkie. I'm just letting it cook for a little bit. Ja, I don't know. I don't know. It's something in my life is net just like, don't rush it. You'll do it when the time is right. So wanneer was dit vir jou? Was dit meer soos peer pressure of was dit actually vir jou, okay, nou is dit reg om huis toe uit te bring? So, ek het 2, like I call it throwaway songs. Jy noem dit vault songs. I call it throwaways. Een van hulle was It's never a throwaway. Nee man. in my mind I'm like, no marketing, just put it out. Okay. So daar's 'n song Like You Loaf wat ek uitgestuur het, 'n harde hip-hop song. Lekker. En dan so 'n song Die Nitsman met my Brahma Steins. Dis 'n baie lekker song. There was like full production in it, maar ek het geen marketing op daai song gedoen nie. Hy lê net op YouTube. Hulle kan dit gaan kyk. Just have fun with it. Is it? Ja, en toe na dit is ek like, ek wonder wat kan ek doen wat myself net bietjie tevrede gaan stel. Okay. En toe sit ek mos obviously nou 'n rukkie op huis toe. En that's when I decided, let's put out huis toe. Kom ek gee die video dudes full control of the edit, maar easy idea. En ja, en toe ek en Michal die dude wat die video geskiet het en ja, it was just the way we bounced ideas vir hierdie ding het my gerus laat voel dat die Dis tyd nou. reg is. Die tyd is nou. Ja. Nie nou nie. Nou. Nou. So, ek weet een keer, soos baie mense sal mos sê, loafie is baie loaf, maar procrastination. So, ek weet dit is nie dit nie, maar you're playing well into it, hoor. Dankie. Ek weet nie, moet ek Dit dankie is sê? 'n compliment. Ek's ook 'n procrastinator. Ja, dis terrible because op dieselfde tyd as ek like in my mind I make all these plans, maar dan net just to get going. As ek like, I will do it later, tomorrow, môre record ek weer 'n hot hip hop track, dan shuff ek hierdie ding Ja, een kant toe en dan wil ek niks weet van dit nie. Dis erg, you know, so mense noem dit ook ADHD. yes, that's me. Ja. That's me. En ek weet, ek hardloop, ek gym, ek doen al daai goede vir dit. And then once I get that ball going, dan is ek 'n atleet. Dan wil ek nie meer musiek rekord nie. Gaan jy comrades doen? Nee. No. Ek sal langs die pad met die protein bars vir jou staan. I'll do that for you. Nee, ek is op 'n serious note, ek is op like 'n 5k, 5 to 7k. Beter as ek is fine. Thank you. Ja, sir. Maar dis waar ek nou is. Anything more than that, dan As jy overachiever en dan gaan die ander mense bang wees. dis ek het droppie by die. Jo, Ek het dit gesê, so dit moet waar wees. sy het dit gesê. So overachiever, doesn't pay tax and no social life. I got you. I'll be it. Kan jy my dating vrou vir my opstel want ek voel dit gaan net soos Ek weer het jou. smooth gaan. Ek het jou. Dankie. Wat is hy dating app se naam? Nee, ek weet nie. Hence no social life. Meneer, hoor hierso, ek is baie geïnteresseerd oor Mr. Heinz se Nitsman. Wat sou jy sê, voel jy mense luister daarna, voel jy dit word op die airwaves gespeel? Like waar voel jy leef hierdie liedjie? Ek voel dat jy het jou trigger finger reg met die liedjie want jy kan doen wat jy wil.
I love it. You can do it. So die Nitsman, so Heinz se regte naam is Rian. En ek sê altyd van braai, jy moet jouself, hy en Early B is baie goeie chommies. Soms dink hulle is neefs. En ek en hy is baie goed bevriend. En julle is broers. Ja, yes. En ek beloof hom al baie lank, like as ek in die Kaap is, dan sê ek saam met hom, of as hy in die Valley is, dan sê hy by ons. En ek sê vir hom altyd, hey bro, wanneer die tyd reg is, let's do a song, maar jy kan hardloop met dit. En toe die Nitsman, because die Nitsman se naam was Rian. En die actual Nitsman het my gemessage oor DIY met Rian. Yes, ek het Rian om jou goed reg te maak. En toe ek die song doen, toe sê ek like, kom ek vat my eerste vers en ek dedicate dit vir elke Rian reg rondom die wêreld. Like, yeah, if you got your trigger finger ready, gaan hulle dit hoor vanaand. If you don't have it ready, wie weet? Okay. Wat gaan aan? Ons weet nie. Maar die Nitsman het toe gevorm en ek het een keer perform in die Kaap, ek het dit nog nooit weer perform nie. Okay. En dis 'n fun song. Dit is 'n absolute, it's honestly just me flexing met 'n flow en Heinz doen wat Heinz doen en ja, that's where Nitsman said. I don't know. Ek weet nie om Nitsman te aansien nie. Een van daai songs wat jy dansvloer toe gaan sleep. Yes. Met tyd. Met tyd. Yes. Okay. Jy weet ons kan sokkie op enigiets. Ek bet vir ons mense wat iewerste in 'n stoetbal sokkie op Nitsman. Okay. Like I'm pretty sure. Ek gaan dit perform volgende keer en dan gaan ek kyk wie sokkie op Nitsman. En weet jy wat? Hier so deal, ek sal kom. Okay, I got you. Ek sal letterlik kom. Stoetbal, julle hoor nou. Ons wil Nitsman kom perform weer by Stoetbal. En Benita gaan uit al groot uitloop. Yes, let's do that. Dit klink fantasties. Hoorie dit. Lofi Mr. Heinz op Groot FM 90.5. Verbaas jy jouself dat hierdie 'n goeie liedjie is? Yes, ek sê vir julle, ek luister nie na my songs nie. Is dit vir jou moeilik? Dit was so 'n mooi baseline. Wow. Well done, Lofi. Jy het goed gedoen. Dan so wie is jou quality controller buite jy wat nou jou musiek daar uitsit en dan jy sê dan okay, gaan. My 90% my go-to wat vir my sal sê die sit musically reg is James. Okay. James is my producer. Like 90% of the time is hy die dude wat die beat gemaak het. Maar hy's 90% of the time alles wat ek aanraak. As dit nie van Graaf afkom nie, yes, of van Peach afkom nie, dan kom dit van James af. Dan kom dit van James af. Okay. Van die drie, that's my go-to. If something is a bit uit my musical range uit, of wat ek van weet, dan gaan dit na Peach toe. Dan van Pletsen. Dan sal hy was op die show 3 weke terug. Flippin smart dude. Hy het 'n bier ingehaat, was baie feestelik. Dis lekker. Nee, ek ken daai weergawe van hom. Dis baie lekker. Nee. Maar hy is such a smart dude en ja, hy is ook my go-to vir baie goed. So as ek in studio met hom sit of net ergens sit en ons het tyd en I play him something, dis altyd cool vir my wat hy dink van dit. Soos hierdie song, soos hy toe het van Graaf af gaan na hom toe om te hoor of alles reg sit. Dis lekker, soos ek dink buiten om net soos jou zen moment te kry om te skryf, soos van studio tyd is seker ook net so lekker, soos hoeveel ure spandeer jy in 'n studio? Baie, ons het so ekstra kamer daar in die huis, wat ek padding en stuff opgesit het, en ek het mens geverf, ek net 'n mat ingerol, nice, my desk opgesit, monitors opgesit, interface alles uitgepak, en ek sal al sit vir, soms 6-7 ure op 'n tyd. So mense kan nie sê jy het nie 'n 9 to 5 nie. Daar's hy. Ja, but die easy ding, naguiltjie. Dan pop ek op hier 9 uur in die aand, dan wil ek selfde record en ans Emmy soos like kan jy net gaan slaap. Ja, it's not as soundproof as you think it is. Skort nog 'n bietjie eierdop, ja, baie eierbokse. Nee, daar's baie wat kort, maar ek klap hom. Ek weet ek nodig net, ek moet hier skree. Ja. Een oomblik so ek gooi net. Hoe lief is jou buurman vir jou? Hulle is okay. Die vraag nou recent is, hoe lief is ons vir hulle? Want hulle is nou party animals. Okay. So Koos, as jy my hoor, ons weet van jou. Nee, shame, ek bly in 'n plek waar this absolutely lovely. Like, almal is net, we at peace. Ek het actually nog nooit, ek kan actually hoor of iemand my kan hoor buitekant. Ja. Want daar is 'n sliding door. Wow. Ek gaan 'n bietjie die musiek speel en uitloop. Dis slim. Dit is slim. Dit is iets wat ek nie gedoen het. Sit dit op die het jy 'n community group? Oh ja. Dan kan jy net sê, who is playing that loud music? En as enigiemand sê, oh, it's coming from there, dan weet ek sien die moeilikheid. Dan weet jy, want jy kry altyd mos daai keyboard Susan.
Ja, maar hulle is fun. Hulle is. Hulle is fun. Dit Tap is hulle 'n bietjie. Ja, hulle is fun. Hulle is exciting soms. Ek het eendag hier by julle gesit en toe iemand gemessage om te sê, hoekom perform hy stapseldaadjie in Padstal? Ek sê, want dan die Bybel sê, ons moet die lig in die donker te wees. Ons moet. And that was the whole goal of it. So, sometimes it's fun. Ek dink, soms is baie net alleen en hulle wil in die comment section beklei. Ja, dis waar. Maar dis okay, maar dis nie nodig om terug te beklei nie, want Stuur hartjies. on the real though, van die mense wat in my comment section al beklei het ek via iemand al ontmoet. En dan realize jy, jy's actually 'n genuine persoon en jy het regtig net nie geweet nie. So, you could have just asked me. En dan is dit okay. Ek is regtig nie kwaad vir enigiemand wat in my comments beklei nie. Like, dis cool. Like, come to a show. Let's have some fun. Ja, kom chat net Ja, dis regtig cool. Dis super chill. Dis lekker. Gepraat van shows, ons het 'n jong fan wat vir jou 'n boodskap gestuur het, Alicia. Sy's ook 'n viber. Dis wat hulle self noem vir Weekslaaf vibes, is vibers. 'n Viber, okay. Ja, né? En sy het dit baie duidelik gemaak, hierdie boodskap is nie vir my nie. Okay. Laat ons hoor. Ekskuus, maar hierdie boodskap is vir oom Loufie. Dis jy. Ek wil net sê ek's 'n groot fan van oom en oom kan baie, as ek sê baie lekker liedjies sing en maak. En ek love die songs van oom. Dis baie lekker, especially Wit Skoene. Dis 'n baie lekker liedjie en ek wil net sê ek is 'n massive fan. Dankie meisie, baie dankie. Hoe voel dit vir jou om te weet, daar's mense wat na jou luister en invloed by jou kry van 13 na 30 na 45? Dis 'n groot verantwoordelikheid, want soms wil ek baie mal stuff sê, maar ek kan nie, want ek moet dink aan, ek het klaar die tone geset van musiek, so ek kan nie vloek in my musiekie. You know, I can paint some pictures, vivid pictures, maar ek kan nie vloek in my musiekie. You know, like, dis baie verantwoordelikheid, maar dan kom jy by 'n show en dan kom maar ouers na jou toe, waar die kinders nie na die show toe kan kom nie, en sê dat my 6-jarige love Wit Skoene of my 6-jarige love Baas van die Plaas, then it makes it worth it. Like, even my verse op Funky, van Biggie en Pero, my verse, legit, ek vloek glad nie in my verse, like, not at all. En ek love julle song, maar die amount of kids en hulle ouers wat kom sê, yes, ons love jou verse op Funky. En die rede vir dit was, en dit early career het ek myself nog gevind om te sê, wat wil ek doen, maar my laaitie was by die huis, en ons het in so 'n apartment gebly, so almal kon amper alles hoor, en ek het my verse gedoen, en ek was like, imagine ek vloek, en dan huis 3, en dan, sponsie, en dan kom my skool toe, en dan kry jy oproepe. That's the thing. So, dis 'n groot verantwoordelikheid, but I love it. Dit maak skryf soms moeiliker, want ek dink, vloek soms, of nie vloekie, net rof praat soms is, it's expression. Ja. But I kind of have to reel it in, wanneer ek skryf. Ek verstaan het. You know, want soos hierdie girl luister na dit, en imagine, sy luister 5 jaar al na my, en ewe skielik vloek om Loufie, en hy gaan wees like. Wat gaan nie aan? Exactly. Wie is die mens? I can't deal with that disappointment. Dit gaan my hart breek. Wow, dit is amazing. Well done daarvoor. Like, verantwoordelikheid veral in musiek is baie moeilik, en nie net dit nie, soos om emosioneel te wees, en dis nou waar huis toe kom, want soos jy sê, ons het die party songs, ons het die innuendos, en ons het ook die hidden messages in ons songs gehad, maar hier was jy soos van, luister, ek is eerlik, ek is rou. Is dit vir jou moeilik om emosioneel te wees? So ek was die enigste kind gewees. Samesies, okay, ons het pas besties geword. I got you. Ja, nee, jy kan my WhatsApp status na die sien. Ag, dankie. Nee, ek was die enigste kind, so ek dink, I don't know, emotion is iets wat jy in stilte mee deel. Ja. You know, soos die ander hand op pad, rehearsals toe, praat ek nog met die Here as 'n groot man, en ewe skielik toe praat ek met die Here as 'n klein seun. En toe raak die pad baie blurry ewe skielik. You know, so I don't know how to answer, ek dink dis net daar. I'm one with my emotions. If it needs to come out, it needs to come out. As ek my hart moet bak, dan, you know, I'll try and stop the windows from raining wet. Maar dis net daar. Ek dink wat ek love though van myself is dat
ons kan dans en ons kan party en ons kan die performance doen en after the show, dis daar iemand wat regtig ernstig gou met my wil praat of net advies soek. En ek dink, en vir die Here sê ek dankie dat ek kan afswitch van die stage af en unswitch by hierdie persoon en net by hulle wees en net luister, en ek gee daai 1 minuut advice wat ek heeltemal van vergeet dan maande na die tyd, en dan kom hy selfe persoon terug, en dit het gebeur met 'n girl in Boksburg, en sy het my iets gevra, ek kom dit nou, sy het my gevra, dat haar pa wil nie, sy moet onderwys toe nie. Oh, wow. Dus sê ek, okay, is jy lief vir jou pa? Sy ja. Dus sê ek kan nie praat uit daai plek uit, because it's you and your father. En die Bybel sê, eer jou moeder en vader. Maar die Bybel sê ook, fathers do not provoke your children. Dus gee ek haar dit. Dus sê ek vir, meisie, met liefde en respek, gaan sê vir hom, dis graag wat jy wil wees. Cool, that's what I said. Ja. Fast forward, ons loop in by 'n skool in Kempton. En hierdie girl vat 'n foto en sy sê, ek het hulle foto met jou, en ek sê, ek weet jy, ek baie bekend. Sy sê, jy het my bemoedig om met my dad te praat, en ek vra, okay, who's jy en jou dad? Ja. Sy sê, nee, ons is cool. Ek sê, okay, tell me more. Sy sê, ek het aansoek gedoen, ek swat nou onderwys. Dis amazing. So, nothing to do with music, maar ergens in my musiek kon sy 'n real persoon optel, Yes. and she could build the courage to just not ask me for a picture first, Ja. om my advies te vra. En hier's little old me van die Oos-Kaap, dat voel hy fail in life majority van die tyd, Never, en ek ja. kon iemand inspire. Dis regtig amazing. Dis regtig soos, jy's 'n verskriklike groot advocate vir soos mental health ook, en om seker te maak dat jy in lyn is met jouself, en ek dink dis een ding wat baie min mense kry in die musiek wat hulle luister, is om ook sommer dadelik outomaties is like 'n bietjie van 'n vriend te kry, en ook iemand wat weet hulle is nie, they're not untouchable. Dus hulle kan met jou kom sit en chat, en jy gaan letterlik daarso 'n kumbaya sirkel maak en sê, vertel my gou wat's fout. Like, dankie dat jy op 'n soort van ons groot boetie Papa Beer is. Dankie. Vir die 13-jarige is jy Papa Beer, maar vir ons is jy grootboet. I appreciate it. Ek soos iemand vra met die ander dag, my buddy van my het my 5 jaar laas gesien. Hy vra, hoe famous is jy? Is jy M&M famous? Ek sê van bra, ek is dieselfde persoon wat ons op skool was. Yes. Ek doen nou net musiek. Ja. En sometimes I'm swarmed vir foto's, en dan moet ek gou die foto's vat. En dan soms kan ek die foto's vat, en dan moet ek na 'n next venue toe gaan. Ek sê, maar ek is dieselfde bra. It's like, hy sê, ja, maar jy ek sê, obviously ek anders te bra, 5 jaar later. Ja. I'm the same guy inside. Ja. Hier in my brein is ek dieselfde dude. So, yeah, it's just kind of part of it. Ek het nog nooit myself gesien as, Mr. Famous. Ons I mean, ek ry 'n Ford, guys, come on. dis lekker. Dit is lekker. Dit sit jy waar jy wil wees. Dit is nie pretensieus nie. Dit is nie daarso wat jy voel, jy moet al hierdie boksies tik om suksesvol te wees, en jy het jou eie vorm van sukses, and I think you're living it very well. En weet jy wie pyn dit ook baie mooi? Dani van Spookvol. Yes. Like, just to chat with him, or net 'n vinnige story wat hy post, remind my, don't live above your means, you know? Like, vlieg hier saam met mense wat jou geleer het om te vlieg. You know, so, wanneer ek regtig tyd het, dan sit ek en luister, en ek praat van tyd, ek praat van 5 minute, ek sit en luister, my DM's is altyd oop, ek lees deur messages wat mense my stuur, even huis toe, het ek messages gekry wat ek dink, oh my gosh, die messages is dieper as die song, Ja. you know, so, yeah, that's just who I am, dis wie ek wil wees. Dis regtig amazing. Ek gaan wel begin bekommerd raak as jy begin dans soos Dani. Dan gaan ek in jou hemp uitskeer, want dan gaan ek moet om intervene. O nee, julle wil ek nou my nee. Don't worry. Moenie worry nie, ons is nog ver van dit af. Ons is nog rustig. Baie ver. We're reining it in. Yes. As 'n mens fokus op huis sê, en ons moontlik mense vanaand hier op Groot FM 90.5 wat vir die heel eerste keer dit gaan hoor, en jy het gesê jy het daai subtle picture vir jouself gepaint en geskryf dat enigiemand hom kan relatable vind. So sê net maar, ons het nie nou hierdie gesprek oor storie agter die musiek en waar die emosies vandaan kom nie. Iemand randomly in hulle kar en hulle luister dit. Wat's daai een boodskap wat jy wil hê moet soos outomaties na hulle toe kom? Huis toe vir my en vir almal wil ek hê moet wees, dink aan wat vir jou huis is nou, soos huis vir my nou is my vrou en my laitie, en op die pad is dit my span, you know, daar's 'n span wat ek al het, wat ons kan huil by die airport van die lag, dis my huis, dis my mense, that's who you know,
my circle. Het Tannie Lorika jou beïnvloed hierso? I love it. So dis Leer jy nie jou les nie, dis nie 'n adres nie, dis die mense, sy's ook 'n rapper. Dis diep hoor. Da's bars. Nee. So ek wil net hê in jou kar of in jou huis of wherever jy is, dink aan wat jy as huis ken. So wat ek as huis ken is die Oos-Kaap. Ongelukkig is my ma en pa nie meer saam nie. Daai huis is nog daar. Hy's verkoop, maar dit bestaan nie meer vir my nie. So ek kan nie meer deur die huis loop nie. Net voor die song release het ek my oupa en ouma in die Oos-Kaap gaan haal uit die huis wat ek uit getrou het. En ek het deur 'n kaal huis gaan loop en ek was like, what are the odds dat volgende week drop ons huis toe. En ek het gestaan daar en ek het gedink, hierdie huis na vandag bestaan nie meer nie. I can't ever go back. Ek kan net dink aan fotos en memories en goeie tye, slegte tye, seer. You know, dis al wat ek het van daai huis. Nou, en dis kom my lyric in huis toe sê, ek wens en ek kan een keer weer loop deur hulle huis. Vat my huis toe. But in general, my huis is die mense wat ek kies om my lewe mee te deel. So ek hoop die song genees mense wat sukkel met iets en net vinnig die dude wat in die song act as my Lighty se pa. Hy word gestamp in die ding en ek's like, dude, you play it so well. Hy's just like, dude, ek beklei nie, ek stry nie. Ek's like, okay. Die dag wat hy release, stuur hy die link vir sy pa. En sy pa sê, I said, Dad, just watch the link. En sy pa reply, hey my boy, man trane. Sure. I'm so sorry for the things I did to you and your mom. Sure. I say, the past is the past. What can I say, my boy? This hits deep. This hits home. En ek is like, yo. En hy sê, I'm sorry, my boy. Toe sê die ou vir my, dis die eerste keer in 10 of 20 jaar dat sy pa van gesê het, hy is jammer. Sure. En dit is wat ek wil hê huis toe moet wees. It might never get a Witskuna view, of it might never make a Witskuna playlist. Maar dis nie die punt vir jou nie. Dit is hy. Daar's 12,000 mense wat dit nou al gewatch het. En as 12,000 mense genesing kry, is ek happy. Ja. En nou as ek eendag Lofi Show in Sunbed kan doen, en ons kan huis toe sing, en hulle kan uit hulle harte uit sing, en hulle kan huil, en huis toe gaan en voel, hulle is genees, by die tyd wat Witskoene aankom. That's all I wanted. You know, dis al wat ek van huis toe afsoek. Ek het my storie gedeel, maak huis toe jou storie. Dis rarig, dis soveel waarwoorde en dankie dat jy dit met my deel. Dankie dat jy vulnerable is op Weksdaal Vibes. Ek waardeer dit. Dankie vir julle. Dis vir my baie groot voorreg om jou hier te hê. Jy's altyd welkom terug. Ek weet dis laat aand en ek hou jou weg van jou vrou en kinders af en jy wil huis toe. Thank you. But you're more than welcome. Thank you. Jy bring die Weksdaal Vibes of sit die vibe in jou week enige tyd. Same time, same place next week. Hey, ek sien so ek verstaan nie. Ek sien. Ja, kyk maar eers jou kalender. Jy's blykbaar te besig vir my. Hoorie so, gaan kyk die musiekvideo is absolutely beautiful. Ons gaan nou die liedjie ook speel, so jy hoef nie eers wag om te luister nie. Lofi, dankie. Dankie dat jy advocate is vir artist, want elke keer as ek jou sien is daar of iemand niets wat jy van praat, of nie iemand niets wat in jou cirkel is. Thank you for being that advocate. Dankie. Ek dink daar's soveel kunstenaars of mense wat kunstenaars wil word wat nie weet waar om te begin nie en om te weet daar's iemand daar buite wat hulle onder soos jy sal hulle onder jou vlerk vat, that just creates a safe space again. Ek sal kyk, there's a sound wat mense soms voor luister in die laaste persoon wat en nou dit really don't want to get emotional. Maar en ek weet Angie was not everyone's cup of tea. Maar sy het 'n sound gehad en haar projects is soos like. Yes. Ja, sy het mal goed gesê. But that was the last time I felt like, yo, Sure. that's deep, you know, and dis iets wat ek klatty, I don't touch that, daar's soveel politics rondom dit. Ja, maar that was the last time I felt like, wow, and yeah, obviously Zaan, whatever Zaan is doing now is working. Hy is ook net so oop en eerlik soos wat jy op die Bra, is. Zaan is on a level, ek kan dit nie beskryf nie, daai dude's besig om te vlieg, en ek het eendag vir hom gesê, like, hy inspire my, you know, like, hy inspire my, because that's not a genre that I have ever touched. Hy inspire my met die goed wat hy sê, en hoe hy dit sê, en die persoon wie hy is. So, yeah.
Ons het al 'n hele paar collaborations van jou afgekry, Bouwer Bosch, Gerard Steyn, Martin Bester. Ek dink Luffy en Zaansellinkus moet ook in die mix wees. Who knows? Maybe moet ons altyd net slaap en kry dat ons in die studio kan kom. Kom ons, ek gaan dit reël so sneakie, dat jy net albei opdag op Weekstaf Vibes en gesê, kyk nou wat aan die odds. Let's do it. Wie sou nou gedink het? Is my 'n baie groot voorreg om te kan sê vir die eerste keer, maar beslis nie die laaste keer op Groot FM 90.5 nie. Is jy iets se enkelsnit van Luffy? Met huis toe. Jy mag na my huis toe gaan, hoor. Dankie julle. Baie dankie. Dis net waar jy sê, ek wil nie. Ek wil nie. Ag, jy kan bly, is fyn. Groot FM 90.5. Hoeveel keer vir God gevra?